Goeiedag vriende, kom ons lees Spreuke 21 vers 1 en dan ook verse 30 tot 31. Die wil van die koning staan onder die gesag van die Here. Soos 'n stroom water lei hy dit soos hy dit verkies. En dan ook verse 30 en 31. Teenoor die Here geld geen menslike wysheid, insig of besluit nie. Perde kan afgerig word vir oorlog, maar dit is die Here wat die oorwinning gee. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. God bepaal wat gebeur, hy is in beheer. Ons het nou gelees. Dit is nie die koning of enige ander regeerder of hooggeplaaste nie. Inteendeel, God beheer die wil van 'n leier soos iemand wat 'n sloot grawe om 'n stroom water na sy tuin te laat loop. Dit is ook nie die mense wysheid of insig wat dinge laat gebeur nie. Dit is God se wysheid. En dit is nie wonderlike uitvindsels of ander dinge uit die skepping wat die mens laat slaag nie. Dit is byvoorbeeld nie die perde wat die oorlog wen nie, maar die Here. Hoekom lees ons hierdie dinge? Hoekom sê die wyse Spreuke skrywer dat God al hierdie dinge beheer? Omdat God almagtig en alomteenwoordig is. Hy is ook die skepper, onderhouer en regeerder van die heelal. God is almagtig. Dit beteken dat hy alles kan doen. Hy kan die mense wil beheer, hy kan beheer wat die mense ontwerp en watter planne hulle maak. Hy kan ook die res van die skepping beheer. God is ook alomteenwoordig. Hy is altyd oral. Hy is dus ook altyd by jou en my. Daarom is dit vir hom moontlik om betrokke te wees by alles wat in ons lewens gebeur. God is die skepper, onderhouer en regeerder van alles. Hy het in die eerste plek alles geskep en daarom het hy gesag daaroor. Na die skepping het hy nie sy handewerk gelos om self te oorleef nie. Hy hou aan om alles te onderhou en te beskerm. Hy regeer ook daaroor. Sonder God sal die skepping net eenvoudig tot niet gaan. Die son sal nie opkom nie, dit sal nie reën nie en die wind sal nie waai nie. Die plante sal nie groei nie en geen mens of dier sal kos hê om te eet nie. Hoe beïnvloed dit ons lewe? Omdat God in beheer is, beteken dit dat ons geduldig kan wees en vrede kan hê in tye van swaar kry. Ons kan met sekerheid weet dat God in beheer is, selfs wanneer dit lyk asof alles buite beheer raak. Ons kan glo dat God ook met die omstandighede 'n plan het en dat hy aktief besig is om sy plan uit te voer, selfs al verstaan ons dit nie. Dit beteken ook dat ons dankbaar moet wees. Alles wat ons is en het, kom uit die hand van die Here. Selfs ons eie kennis, wysheid en skepingsvermoë. Ons kan dus nooit dink dat ons self onderhoudend is nie. Dit wat ons kan doen, doen ons met die vermoëns wat die Here genadiglik vir ons gegee het. Wanneer ons met hierdie uitkyk op die lewe leef, sal ons groei in vertroue op die Here. Ons sal leer om in alle omstandighede ons oë op hom te rig en te lewe volgens sy beloftes en bevele. Selfs wanneer dit lyk asof dinge uitmekaar val, kan ons seker wees, God is in beheer. Hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet en niks kan ons ooit van sy liefde skei nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, U is die skepper van alle dinge. Wanneer ons na U skepping kyk, dan sien ons U grootheid daarin raak. U het nie net alle dinge gemaak nie, U regeer en onderhou ook U skepping. Daarvoor wil ons U loof en prys vandag. Dankie vir U woord, waarin U Uself nog duideliker aan ons bekend maak. In U woord leer ons U verlossing ken en ook hoe ons as verloste mense moet leef. Lei ons met die Heilige Gees sodat ons U woord al hoe beter sal leer ken, sodat ons kan groei in ons verhouding en diens aan U. Ons vra dat U ons daaglikse werk sal seën, gee ons geleenthede om te kan werk en wys ons waar U ons wil gebruik. Ons doen voorbidding vir ons kinders wat besig is met eksamen. Ons vra dat U hulle daarin sal lei en dat hulle verantwoording kan doen van dit wat hulle geleer het. Ons vra ook dat U die werk van ons onderwysers sal seën.
Ons bid al die dinge deur u groot genade alleen. Amen.